Môre geliefde, welkom op hierdie pragtige Saterdagoggend. As ons oor geld gepraat het hierdie week, miskien voel jy dalk tereg dat gister se teksgedeelte eintlik nie vir jou bedoel is nie, want jy's nie 'n ryke nie, jy's net 'n gewone salaris, jy is dalk net 'n pensioentrekker van wie die pensioen skaars maar die medies en die belasting dek. Maar God het 'n boodskap ook dan vir my en jou, juis hierin. En ons lees wat Paulus en Timoteus dan ook aan Timoteus skryf. Beveel hulle om eerder goed te doen, ryk aan goeie dade, vrygewig en mededeelsaam te wees, om sodoende vir hulle self 'n skat op te bou as goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe kan verkry. Ja, so geliefde, het die woord van God vir elkeen van ons 'n boodskap, en het die Bybel vanoggend ook vir my en vir jou dan hierdie boodskap. Die beginsel bly dieselfde. God gee nie geld sodat dit ons baas sal word nie. Hy gee dit in die eerste plek, ja, sodat ek en jy dit kan geniet. Daarom mag jy spaar. Daarom mag jy lekker vakansie gaan hou. Daarom mag jy die nuwe motor koop wat jy so graag wil hê. Daarom mag jy geld wegsit om vir jou kinders oor see te gaan kuier, sonder om skuldig te voel. Geniet jy jou geld, skryf Paulus aan Timoteus. Maar moet nie selfsugtig wees en dit alleen geniet nie. God gee dit nie vir jou en vir my sodat jy alleen en ek voordeel daaruit trek nie, maar sodat ons ander ook daarmee kan dien. Vrygewigheid en mededeelsaamheid is 'n Christelike gawe, en daarom tot eer van die Here. Hoekom sal jy buitendien aan elke sent bly vasklou, as ek en jy dan weet waar die ware skat lê, en die groot prys wat God in elk geval aan my en jou, sy kinders, kom gee. Geniet hierdie lied saam, dit is 'n ongelooflike lied.
Here Jesus, hou my vry van die suigkrag van geld en help my om 'n blymoedige gewer te wees. Amen. Mag jy saam met my 'n lieflike dag hê.